Daaglikse oordenking saam met my, Rinus van Sandwyk van Sion in Parys. En vanmôre se tema, doen iets. 2 Korintiërs 8 vers 11. Voltooi nou die werk, sodat julle dit uit die middele tot julle beskikking met dieselfde geesdrif kan afrond as die waarmee julle daarop besluit het. Jy het die begeerte uitgespreek om te gee, sê Paulus. Doen dit nou. Hierin skuil 'n groot gevaar vir ons. Want een van die groot risiko van Bybelstudie is die gedagte dat bloot deur iets in ons aantekeninge neer te skryf of in ons hart daarmee saam te stem, ons werklik besig is om dit uit te voer. Jakobus vergelyk dit met iemand wat in 'n spieël kyk en besef dat daar verandering aangebring moet word, maar niks daaraan doen nie. Gelukkig is julle as julle hierdie dinge doen, het Jesus gesê. As jy in wese ongelukkig, neerslagtig, depressief, ontmoedig of verslaaf voel, kan die rede heel moontlik wees dat daar iets is wat die Here vir jou gesê het om te doen, iets waarmee jy teoreties saamstem, maar wat jy versuim het om in die praktyk uit te voer. Haar fisiese toestand het haar vir 12 jaar seremonieel onrein gemaak. Dit het beteken dat haar man van haar sou skei en dat sy nie in die tempel sou kon aanbid nie. Maar toe stap die rabbi van Galilea deur haar stad. Sy het gedink dat sy dalk genees sou kon word as sy net in die soem van sy kleed kon raak. En sy het presies dit gedoen. Dit het daartoe gelei dat Jesus haar aangespreek het met 'n benaming wat hy vir geen ander vrou gebruik het nie. Dogter, jou geloof het jou gesond gemaak. Watter geloof? Net 'n eenvoudige aanraking. Vergeet van die groot planne, van hoë verwagtinge en die visioene van grootsheid. Doen nou net iets. Maak jou hart oop. Deel met iemand wat finansiëel swaar kry. Skryf 'n bemoedigende brief. Bid vir iemand wat pyn ervaar. Doen iets, doen enige iets, doen net iets. Die seën lê nie in die saamstem nie, dit lê in die doen. En daarom is my gebed vir ons vandag, dat die Here ons sal help, dat ons mense van aksie sal wees, wat doen. Mag die Here jou seën daarmee in hierdie dag. Amen.